Ek weet ons ken mekaar, maar sê gou vir die mense, wie is Elgar Watts? Ja, Elgar Watts, al gebore in die Parel. Ja, groot geworden hierso, skool gegaan hierso. So ja, ek is 'n gebore Pareliet. Elgar, jy het professioneel rugby gespeel. En een ding wat ek kan onthou van jou as 'n rugby speler is, jy het links geskop, net so steek soos jy regs geskop het. Wat 'n voet is hy eintlik? Is hy linkervoet of regte voet? Ja, John, ek is 'n linkervoet gewees. Wat 'n linkervoet gewees? Ek was 'n linkervoet gewees. Maar hoe kan jy dan so goed regs geskop het? Ja, ek weet nie, jy moet seker maar as 'n loskakel al twee voete kan skop. As dink jy daai is 'n belangrike ding vir 'n loskakel om al twee voete te kan skop? Ja, ek dink 'n loskakel moet beide voete kan skop. As jy in die moeilikheid is op jou linkervoet, moet jy jou regtervoet kan gebruik. So ja, ek dink dit is 'n belangrike eienskap om al twee voete te kan skop vir 'n loskakel. Wanneer het jy geweet jy gaan rugby professioneel speel as 'n loopbaan? Ja, John, om eerlikwaar te wees met jou, het jy geweet of ek dit gaan maak professioneel, het was nooit in my gedagtes gewees nie. Ja, dinge het maar net uitgewerk soos dit moet. Ja, en obviously met harde werk en ek dink met die toewyding het ek dit gemaak tot daarbo. Harde werk en toewyding, as twee goede wat ek gehoor het. Wat se tipe harde werk het dit vir jou gekos? Is dit op die oefenveld, na die oefenveld, by die huis? Wat se harde werk? Ja, John, as ek nou so terugdink aan my loopbaan, was dit maar van die veld af. As jy op die oefenveld was, het jy alles gegee en jy het altyd ekstra ingesit om dit te maak. Ek onthou, ek drink nog daar, as ek nou so terugdink aan my loopbaan, toe ek altyd teruggekom het, ek nou by die Cheetahs en daar was Parel toe. Ek was net keer soos 'n nuwe jaar afgewees. Wow. So ek het elke dag aan die oggende vroeg opgestaan en gaan oefen. So ja, soos ek sê, harde werk, jy gaan die vrugte eendag van die dag pluk. Kan jy vir hy 12-jarige laaitie by die huis sê, wat nou rugby wil doen as 'n loopbaan? Wat moet hy doen nou by die huis? Ek dink vir 'n 12-jarige ouetjie is dit nog eintlik te vroeg om te sê jy gaan 'n professioneel maak. Van nou is dit, ek voel, werk aan die basiese dinge van rugby. Ja, en werk hard en glo. Ek dink die belangrikste ding is glo in jouself. Ek bedoel, ja, daar's baie mannetjies wat onder 12 rugby speel wat voel hulle speel B of C span, hulle gaan dit nie maak nie, maar as jy nou kyk na die manne wat deurgekom het in die Wensley Springbokke geraak het, dis manne wat eintlik laat, maar hoe kan ek sê, laat begin rugby speel het en het die Wensley gemaak het. So ja, maak nie saak of jy nou 12 jaar oud is en jy het nog nie A-span gespeel nie, maar ek dink jy kan dit nog maak. So ja, werk altyd hard en glo in jouself, dis die belangrikste ding wat ek. Wanneer hy change gebeur wat jy nou sien, yay, oh, it's actually happening. I'm going to be playing professional rugby now. Ja, John, hoe kan ek nou sê, ek het na skool het ek by Maties gaan rugby speel. Soos ek nou eintlik gesê het voor die vorige keer in 'n 12, jy speel B-span, ek het by Maties jy altyd B-span gespeel, bietjie B-span jy altyd gespeel, het jy gemaak hier, na 20 gekom, weer B-span gespeel. Toe ek gaan senior speel by Maties, weer derde span, vierde span gespeel, toe eventually kry ek 'n break en speel A-span en ek doen toe goed. En ja, het so gegaan en daai jaar speler van die jaar van Maties geword en toe het ek gesien, yes, die manne sê ek is goed genoeg om professioneel te speel. Ja, maar ek het nooit gedink dat ek gaan professioneel speel, soos ek sê, het my harde werk gevat en ja, een afrigter wat my die geleentheid gegee het om te kan speel en ja, die res is history. Nou, dankie vir jou tyd, man. As daar een piece of advice is wat jy vir 'n jong man kan gee wat wil rugby speel of enige iemand wat wil sport speel right now, wat sal hy piece of advice is wat hulle saam kan dra? Ek dink self gedissiplineerd te wees. Niemand kyk vir jou wanneer jy op die oefenveld is. Jy sal alles insit as jy dit wil bereik en hoogtes wil bereik in jou sport. So ek dink jy moet gedissiplineerd wees en ja, oefen hard en werk hard en ja, jy sal die vrugte een van die dae pluk. 100%. Wat se advice het jy vir die ouers wat se kinders talentvol is wat nou die video sal kyk? En wat se tipe rol het jou ouers gespeel in jou lewe? Ja, my advice aan die ouers sal wees moenie te veel druk op jou kind sit nie. Ek dink in vandag se skole rugby of skole sport, ek dink die ouers is geneig om te veel druk te sit op hulle kinders en dan as die kinders nou nie presteer nie, voel hy kinders saam die ouers daai disappointment en baie van die ouers van vandag hulle kon dit uit maak en nou wil hulle allerlei druk op die kinders plaas om dit te maak. Ek dink die belangrikste wees om vir hulle net te laat doen of hulle talente te laat uitleef sonder enige druk
Ek dink dis die belangrikste wat ek kan sê, soos my ouers het vir my ondersteun. Hulle was daar wanneer ek gespeel het, maar ek het nie baie druk gevoel van hulle kant af en ek dink en dis die belangrikste. Okay, so hoe as 'n ouer plaas hy nie druk op 'n kindie? Like, wat is die dinge wat 'n ouer moet doen om nie druk te plaas op 'n kindie? Ek sal sê dit so, as die ou maak 'n voorbeeld, nie 'n goeie wedstryd gehad het die dag nie. Ouers is geneig om die kind te gaan kritiseer in plaas om die kind op te beheer en om te sê, jy sê my seun, jy kan dit beter gedoen het nie of nie, jy kan dit beter gedoen het nie. Dis nie waar nie, is okay. Volgende week is 'n ander wedstryd. Dinge gaan beter gaan in daai wedstryd as waar jy nou vir jou kind gaan sê, jy was so swak. Op die einde van die dag is druk jy kind so af en hy kan nie sy volle potensiaal bereik nie. Okay. Wat was vir jou 'n moeilike obstakel op skool en in jou professionele loopbaan wat jy moes overkom het en hoe het jy dit geoverkom? Ja, John, as ek nou terugdink, die belangrikste, ek het maar groot beserings wat jy optel. Obviously, as jy nou 'n groot besering het, is altyd mentally tough om terug te kom van so 'n besering af. So ja, ek dink om positief te bly nadat jy 'n groot besering gekry het, weer van voor af waar te werk en weer op hy fiksit vlak te sit waar jy moet wees. Ek dink dis maar die moeilikste vir alle sportmense deurgaan is ja, as jy groot beserings wat jy optel en hoe jy opstaan en weer op 'n level te kom waar jy was. Okay. Ja, ek sê weer dankie man, dankie vir jou tyd. Sy was 'n eister op in jou dae. Het jy dit gehoor? Uit die man se mond uit. Dankie Elge man. Plezier, John.